Daar's nogal 'n hele paar vrae wat ek eendag vir die Here sal wil vra wanneer ek by hom in die hemel kom. Die meeste vrae sal seker begin met waarom of hoe. Waarom het dit gebeur? Waarom het u dit nie gekeer nie? Hoe het dit gebeur? Het jy ook sulke vrae wat jy graag in die hemel sal wil vra? Die laaste deel van 1 Korintiërs 13 vers 12 sê vir my so baie van ons begrip wat ons het van God en sy goddelike plan. Daar staan, nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Paulus se woorde beloof vir my dat daar 'n tyd sal kom wanneer ek God in persoon sal ontmoet. En dan sal daar geen hindernisse en geen beperkings wees wat my tans verhinder dat ek helder kan verstaan wat met my gebeur nie. Paulus gebruik hierdie vergelyking van 'n raaiselagtige beeld in 'n dowwe spieël. In sy tyd was spieëls van gepoleerde metaal gemaak, nie soos ons helder spieëls nie. Mense moes tevrede wees met 'n onvolmaakte weerkaatsing. Dis amper soos wanneer jy jouself in jou skoon paplepel spieël. Jy herken wel iets van jouself in die beeld, maar dis 'n verwronge beeld van jouself. Net so onvolledig en verwronge, so sê Paulus, is my en jou aardse kennis en ons begrip van geestelike goddelike waarhede. Ons kan vir mekaar antwoorde probeer gee oor ons talle vrae, aan al ons waarom vra. Baie van die antwoorde sal miskien sin maak, maar mense sal ook vir ons verskillende antwoorde en verduidelikings gee. Hier op aarde kry ons net nooit 'n volledige, helder verklaring vir die dinge wat met ons gebeur nie. Ons gryp sommer stukkies goddelike wysheid aan in die skrif en dit werk. Ons kry antwoorde op ons gebede, maar ook nie altyd volkome finale antwoorde nie. Soms word ons gevra om net te glo en te vertrou. Die Heilige Gees verhelder ook dikwels ons begrip vir ons. Dikwels troos die Heilige Gees ons in ons deur mekaar lewe, deurdat hy vir ons oortuig. Ons is nie alleen nie, God is by ons. God is in ons hospitaalbed. God is in ons hartsteer se tye by ons. Maar duidelike, helder antwoorde kry ons eenvoudig nie altyd in hierdie lewe nie. Paulus verseker ons dat daar wel 'n tyd sal kom wanneer ons volmaak sal verstaan. Ons moet dit net glo. Ons sal God se hart so volledig verstaan as net so volledig soos wat hy ons hart ken. Intiem, heeltemal persoonlik vir ons ken. Ons sal ook God se tydsberekening verstaan, dit wat ons nie nou verstaan nie, omdat ons dan in daardie tyd by hom meer van ons aardse gedagtes kon neergelê het en nie meer met ons aardse gedagtes en ons kennis na dinge rondom ons kyk nie. God sal dan vir ons die groter prentjie wees en gee, en ons sal daarop sê, prys God. Ons sal sien byvoorbeeld hoeveel keer God ons net betyds gered het van 'n baie groot ramp wat vir ons op ons pad gewag het. Ons sal sien hoe God mense en dinge uit ons lewe weggeneem het vir ons eie beskerming, om groot hartseer uit ons harte weg te hou. En dan skryf Paulus, nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan, sê hy, is steeds die liefde. Daarmee wil Paulus sê, die een ding wat vir my en jou deur hierdie lewe sal neem, is God se oneindige liefde. Totdat daardie oomblik aanbreek, wanneer ek en jy persoonlik met God oor ons hele lewe kan praat, sal sy liefde vir ons tree vir tree deur die lewe neem. Die lewe wat soms so verskriklik onverstaanbaar kan voel, so onregverdig partykeer. God se liefde sal jou deur alles neem, tot jy aan sy voete kan gaan sit, en hom al jou waarom vra. Dankie Here God, dat ek weet daar kom vir my antwoorde, al is dit eers die dag wanneer ek by u aankom. Intussen baie dankie vir u liefde, wat vir my deur my lewe neem, daagliks, tree vir tree, al verstaan ek nie die dinge rondom my nie. Amen. Dankie vir die saamluister, mag God se liefde vandag vir jou deur hierdie dag neem.